verskyn op die berg Horeb. Is ding met die brandende doornbos wat nie wou uitbrand. Het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moet jy nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is sy God, die Here God. God van Abraham, Isak. Hallo my liewe mens, jy en Ben en Francis by die Braambos en baie welkom saam met ons en baie lang naweek gewees en die son skyn en is 'n lieflike dag en nou baie ouens sal nou vir my sê, maar toe dit lang naweek was, is die son nie so lekker geskyn nie. Ek weet, God het met alles 'n plan. Ek wil net hierdie horlosie aansit, want anderster is ek nou weer verlore. Iets baie interessants. En ek wil hê ek en jy moet 'n bietjie oplet vanmôre. Ons leef in 'n tonnel. Ons leef in 'n kokon. Ons leef in ons verlede. Ons sukkel met die toekoms. En dan moet 'n dag kom wat ek en jy moet besef, daar's meer in die lewe as wat die oë kan sien. Die Engels het 'n mooi uitdrukking, more in life than the eyes can see. Daar's meer in die lewe as die goed wat vir my en jou te belangrik is. En ons moet, en dis 'n wilsbesluit, jy moet eendag gaan stil sit en sê, weet jy wat, gee my die woord. Gee my die woord. Die geskrewe woord van 'n lewende God. Nou het ek my plek toegemaak. Hier maak ek hom sommer weer by die regte plek oop. Man, Jesaja. Die woord van God sê op 'n ander plek, hy sê, jy kyk in 'n spieël na 'n raaisel. En dis die goed wat ek en jy doen. En ons besef nie waarmee ons te doen het nie. Ons besef nie hoe groot God regtig is nie. Ons besef nie waarmee ons besig nie. Want ons kyk in hierdie raaisel, ons kyk teen die plafon vas, ons kyk teen die mure vas, ons kyk teen die TV-skerm vas en ons word ingesluk deur die leuns. En dan raak ons moedeloos en ons raak dis te ingewikkeld. Dis onmoontlik. Dan vat ons die woord van God en ons begin hom stikkend skeer en ons begin besluit, hierdie is onbelangrik en hierdie is belangrik en hierdie is 'n leuen en hierdie is die waarheid en hierdie is wensdenkery en hierdie is wetenskaplik bewys. En dan begin ons twyfel en daarom is dit noodsaaklik om te gaan stil sit en 'n besluit te neem. En ek dink baie van ons het met dit groot geword. Die groot kerke het die geloofsbelydenis afgelê van ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Soos wat die Bybel dit beskryf. Ek het besluit ek wil dit glo en ek het dit begin glo en hoe meer ek dit glo, hoe meer bewys die Heilige Gees van God aan my dat ek kan dit glo.
Want dis die waarheid. Ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus Christus, ek glo in die Heilige Gees van God. Maar nou moet ek en jy hierdie geloof vat, en ons moet dit in werking stel. Ek en jy moet hierdie geloof vat, en dit begin leef. Ek het eendag by Jesus is lig woord bedien, en baie van julle het dit gekry op WhatsApp, as jy die preke, ek kan nie preek nie, my praatjies wil ontvang op WhatsApp, dan moet jy my, aan die einde gee ek my nommer, 'n WhatsApp, stuur en sê ek wil deel wees van Jesus by die Braambos. Ekskuus tog. Toe ek gesê het, wie en wat is God? En party ouens bou 'n klein goue kussie, en hulle sit God binne in hom, hulle sit hom iewens in die buitente ruimte. En hulle leer hulle kinders, jy moet mooi bid, anders te bid jy teen die ceiling vas. Waar is God? Hy is daar iewers in die hemel. En dan ry hulle met 'n ruimtetuig maan toe of Mars toe, en na hulle miljoene myle gery het, sien hulle niks, dan sê hulle, maar waar's God? Jy moet 'n besluit neem, dat God is 'n wese. Hy leef, hy het sintuie, hy kan hoor, hy kan sien, hy kan ruik, hy kan lief hê, hy kan na liefde smag, my en joune. En hy's lief vir ons, onvoorwaardelik. En hy het 'n plan met die wêreld gehad, wat ons kom op jazz het, toe ons ongehoorsaam geword, en nog steeds is. Maar my liewe mens, daar's meer in die lewe as wat jou oë kan sien. Ons kyk vas teen die wêreld, ons kyk vas teen die politiek, ons kyk vas teen die finansies, ons kyk vas teen wie die land regeer, ons kyk vas teen wat in kerke aangaan, wat predikante sê, wat nie volgens die woord van God is nie, wat nie Bybels is nie. Ons kyk teen hulle vas, ons kyk vas teen allerhande onsmaaklikhede. En dan begin ons twyfel. Nou wil ek vir jou iets voor wat ek in Jesaja ontdek het, want die woord van God is eintlik 'n ontdekkingsreis, wat jy, ek glo daarvan om te sê, let your eyes do the walking through the word of God. Let your heart do the walking through the word of God. As jy begin die woord van God inasem, dan vind jy uit hoeveel lewe daar in die woord van God is. Jesaja 33, 19, 21 en 22. Luister mooi wat sê Jesaja. Jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien nie. As jy ophou kyk na wat om jou aangaan, en die woord van God sê op 'n ander plek, hy sê, jy moet roep wat nie is nie, asof dit reeds bestaan. Jy moet roep wat nie is nie, asof dit reeds bestaan. Met ander woorde, ek en jy moet sien, was 'n mooi liedjie wat ons sing al by die Jesus is lig. Open the eyes of my heart, Lord, that I can see you. Hierdie oogies sien die kamera, sien die ligte, sien die TV. As ek op die kansel staan, sien ek jou en jy sien my. En jy kyk na my en jy sien my gebrokenheid, jy sien my menslikheid, en jy dink dit moet God wees. Dit is nie God nie. Jy moet open the eyes of my heart, Lord, that I can see you, God, Yahweh, groter as wat ek en jy kan sien. Ek was besig om vir jou te lees. Jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien. Jy gaan my nie meer sien nie, ek gaan jou nie meer sien nie. Jy gaan die wêreld nie sien nie, jy gaan nie geboue sien nie, jy gaan nie sonde sien nie. Hoekom nie?
Die volk, jy gaan dit nie sien nie, die volk met duister, onbeskaambare spraak, met onbegrypte hakkeltong. My liewe mens, en ons praat nie van iemand wat hakkel as hy praat nie. Ons praat van mense wat stotter in hulle geloof. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Want ons sien die hartseer, ons sien verkrachting, ons sien moord, ons sien onregverdigheid, ons sien vuil, ons sien ondergang, ons sien, ek kyk nou die dag na 'n program oor die treine in Indië. En die treine is chaoties, hulle val uit mekaar, die vensters is uitgebreek. Dis eintlik doodskiste op geroeste spore, en hulle ry deur dorpe, en hulle ry en hulle is oorlaai, en ek dink 50 jaar terug, dis dalk 70, dis dalk 30, ek weet nie. 50 jaar terug was alles in Indië mooi, en alles was nuut, en alles was skoon, en almal het lekker geleef. En dan kyk jy na jou land, en jy kyk na al die ander lande. Ons kyk teen die duiwel vas, ons kyk teen Satan vas, ons kyk teen sy leuns vas. En nou sê die woord van God, maar daar sal die Here vir ons heerlik wees. Daarvoor, daar waar jy geestelik kyk, daar waar ons op pad heen is. Moenie na nou kyk nie. Dit laat my dink as ons see toe ry. Dan klim ons nou hier in Springs in die kar en die kinders is klein en dan begin ons ry. En as ons daar by Heidelberg op die snelweg klim, dan sê hulle, "Papi, hoe ver nog? Hoe ver nog? Hoe ver nog moet ons in hierdie bekropte kar sit? Hoe ver moet ons nog warm kry? Hoe ver toe my kinders klein was, het die karre nie aircons gehad nie. Nee, hulle het sondakke en alles gehad, dan brand die son jou dood. Hoe ver nog? My liewe mens, ek en jy sê heeldag, ek sien nie die lig nie. Ek wil liewester dood wees. Ek sien nie die einde nie. En dan sê God, jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien nie, die volk met die duisternis, die onverstaanbare spraak. Hierdie goed wat ons nou teen vaskyk, gaan jy nie sien nie, maar daar sal die Here vir ons heerlik wees. Daar sal 'n plek van riviere wees, 'n breë stroom, geen vloot van rooi skepe sal daarop vaar nie. Hierdie ouens wat mekaar so doodskiet, hulle gaan nie daar wees nie. En geen trotse skip sal daaroor gaan nie. Hierdie ouens wat dink hulle is beter, hierdie ouens wat dink net ek gaan hemel toe, hierdie ouens wat preek jy kan doen net wat jy wil. Kan jy dink net vir 'n oomblik, as geen sonde meer sonde is nie. En hier kom sterf jy en jy kom in die hemel, en hulle maak die deur oop en hulle sê vir jou, mooi so goeie en getroue diensknegt, jy het nou baie sonde gedoen, maar jy was eenmaal gered, so jy is altyd gered, en die goed wat jy gedoen het, was klaar in die kruis dood, so jy is eintlik onskuldig. Jesus het klaar daai sonde gedoen en gevat en betaal, jy is eintlik onskuldig. So kom maar in en daar's jou huis en bly lekker. Maar ek het net een ding wat ek vir jou moet sê, as jy nou vanaand bietjie in die koor gaan sing daar op die langs die rivier en op die tussen die leeu en die lam wat langs mekaar lê wil gaan wandel, sluit tog maar jou deur. Jy weet, die God van liefde, die eenmal gered, almal gered, is almal hier. So die moordenaar is hier en die leenaar is hier en die dief is hier. So hulle gaan maar van jou goedjies vat, so sluit maar jou deur. Ek het nie geweet ek gaan 'n sleutel hê by die hemel nie. Ek het nie geweet my deur gaan gesluit moet nie. En moenie laat jou dogters alleen afstap rivier toe nie, want die molesteerders is ook hier. Moenie aan die wêreld vaskyk nie, moenie teen die leuns vaskyk nie. Kyk op.
Kyk op met 'n verwagting, want die Here is ons regter, die Here is ons aanvoerder, die Here is ons koning. Hy gaan ons verlos. My liewe mens, ek en jy moet regtig vanmôre, vanaand, vannag, wanneer jy na hierdie woord luister, moet ek en jy regtig gaan stil sit en sê, Here, open the eyes of my heart, Lord, that I can see you. Laat ek nie teen die vuil, ons ry nou die dag gou dorp toe, ek en Francis, en ek sit gewoonlik maar aan die linkerkant, want ek antwoord hierdie duisende WhatsApps, terwyl sy stop en uitklim en terugklim en ry, en ek klim net af waar ek moet. En die pad is omtrent al toe van die bossies, hierdie mooi groot teerpad, hierdie vuil goed al ingegroei, laat jy kan amper nie meer op die kant ry, jy moet in die middel ry, want dit is net bosse, en ek sê vir haar, Jenne, ons spaar eintlik baie geld. Sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, ons hoef nie meer Wildtuin toe te gaan nie, hier ry ons in Springs in die Wildtuin. Ons moet net 'n paar leeu's nog sien, en dan sal dit met ons goed gaan. Ons het nie meer nodig om Bosveld toe te gaan om vir 'n vakansie nie. Ons gaan sommer net Roadhouse toe daar in Brakpan. My liewe mens, ons kyk vas en ons besef nie, daar's meer in die lewe as wat die oog kan sien. Daar wag 'n hiernamaals, daar wag lig, daar wag, ek het dit nou gelees, skoon riviere en skoon strate en maar, dis 'n lelike woord, maar beteken alles wat ek nou gesê het, met 'n kos 'n prys. Alles kos 'n prys. Moenie laat mense vir jou sê, die evangelie is verniet nie. Om 'n kind van God te wees is verniet nie. Dit kos 'n prys. Is jy bereid om die prys te betaal? Is jy bereid om vandag te sê, ek gaan 'n wilsbesluit neem. Ek gaan nie net bid, open the eyes of my heart, Lord, nie. Ek gaan op die woord staan wat sê, alles wat ek vra en glo, sal ek ontvang. Dis nog 'n leuen wat ons teen vaskyk. Alles wat jy vra, geloof en glo, en wat 2 of 3 oor 'n saak stem, so sal dit wees. Nou het ek 'n begrafnis. Hier staan die kassie. Hier spring 'n tannie op, sy sê, jy kan meer doen as wat Jesus gedoen het toe hy op die aarde was. Maar jy moet net glo. Ek sê, ja, ek weet die woord sê so. Maar ek interpreteer dit anders. Sy sê, ja, maar as jy nou glo en bid, gaan my broer opstaan uit die kus. Ek sê, ja, jy's reg. As ek bid en ek glo hy gaan opstaan uit die kus, ek glo dit onvoorwaardelik. Maar ek glo nie, dit gaan vandag wees nie. Is daai tannie kwaad vir my? Is daai familie kwaad vir my? Oor ek nou, want ek sê tannie, sê, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jou broer is dood, tot die tweede bassein blaas, dan sal hy opstaan, verseker sal hy opstaan, so ons kan bid en dis die waarheid, God gaan hom laat opstaan. Maar dit gaan nie noodwendig vandag wees nie. Daar is mense wat kan opstaan, daar het al mense opgestaan, behalwe Jesus. Lazarus het opgestaan, die kleindogtertjie het opgestaan. Daar is al mense uit die dood uit opgewek. Maar, nie in Noord-Afrika nie, nie as hulle met doemspuit staan hulle uit die kus uit op nie. Nie, as Ben Loubser bid, gaan hulle uit die dood uit opstaan, oor hy lus is om te bid, of jy besluit ek moet bid nie. As God wil, want hy het 'n plan. Maar Here, ons kyk met menslike oë na 'n goddelikheid. Die woord sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owermagte, die bose magte van die duisternis. Ons kyk met
menslike oë na menslike omstandighede. Ons kyk na kiste wat in grafte afsak en ons dink dis die einde. En ons dink, ons hoor van kankers en ons dink dis die dood. Dan sê God se woord, moenie bang wees vir dit wat die liggaam kan doodmaak nie, die sienlike kan doodmaak nie. Wees vir dit wat die gees kan doodmaak. Open the eyes of the Spirit of God in me, so that I can see you, Lord. Sodat ek kan sien, daar's meer in die woord van God as 66 boeke en Ou Testament en Nuwe Testament. En mense gaan uit hulle pad uit om te kyk waar kan dit klink of die woord mekaar verspreek. En hulle wil dit vir ons uitrol en hulle wil dit uitspoel en hulle wil graag die woord van God verkeerd bewys, want hulle kyk na die woord van God asof dit 'n boek is. In plaas van, kom Heilige Gees, en ek daag jou, toets my, toets die woord. Nie lees die woord soos 'n boek nie. Ek het verskriklik baie, ek het nie verskriklik, ek het baie boeke gelees. Ek is 'n baie swak leser, ek kan nie eintlik lees nie. Ek het so 'n bietjie disleksie, maar dit het my nog nooit gekeer om te doen wat ek wou doen nie. My liewe mens, kom ons asem die woord van God in konteks, sodat ons gee God se Heilige Gees die kans om deur ons en in ons in te kom, so that I can see you, Lord, sodat ek u kan sien, nie met hierdie oë nie. Hierdie oë kan God nie sien nie. Hy's te groot en jy's te menslik. Om met my gees te kan sien, want daar's meer in die lewe as parties en troues en egskeiding en koop en verkoop en ryk en arm en mooi en minder mooi en groot en klein en vol kerke en halwe kerke en klein kerkies en groot kerke en mooi predikante en slim predikante en minder slim predikante. Baie ouens dink jy moet in die universiteit wees om die woord te kan bedien. Nee, jy moet gevul wees met die Heilige Gees van God om die woord te bedien. Party gaan Stellenbosch toe, ander gaan sommer net Braambos toe. Daar kom 'n dag wat jy moet sê, open the eyes of my heart, Lord, want ek wil U sien, ek wil U inasem, ek wil na die skaduwee kyk. Die mens kyk na die skaduwee, Psalm 121 vers 5, ek is die skaduwee langs jou. Hulle kyk na die skaduwee, wat sien hulle? 'n Skaduwee. Nou die dag, so klein swart dogtertjie, sy kyk af en sy sien daai skaduwee en sy begin huil en sy hardloop en dan kyk sy om en dan hardloop sy vinniger en dan kyk sy om en hierdie skaduwee jaag haar. Dis hoe ons na Psalm 121 vers 5 kyk. As ek kyk na die skaduwee en ek dink dis God. Dis die Heilige Gees, nee. Dis 'n voorstelling. Maar as jy jou hart oopmaak en God sien vir wie hy is en verstaan wie hy is, dat jy nie teen die dak en teen die ceiling en teen die mure vaskyk nie, en nie teen mense vaskyk nie, maar in hulle inkyk om te sien wat is in hulle hart. Don't judge a book by its cover. Man, dis so 'n lekker onderwerp. Ek wil nie vir jou amen sê nie. Ek wil hê ons moet nog daaroor praat, maar ek wil jou nooi, ek gaan nou my telefoonnommer gee. Stuur my 'n WhatsApp. Oom Piet stuur altyd vir my WhatsApps en dan lag hy lekker en dan sê hy Ben en dan gee my sy opinie en ek geniet dit verskriklik. Daar's 'n paar wat dit doen, maar ek wil jou nooi. Open the eyes of my heart, Lord, that I can see you. Here, dis my gebed vir elke mens vandag. Elkeen wat hierdie woord gaan hoor, Here, laat hulle dit aanstuur om die wêreld. Open the eyes of my heart, Lord, that we can see you. Dat ons nie teen mense vaskyk nie, nie teen duisternis vaskyk nie, nie deur tronke vaskyk nie, nie deur
mense wat se foute vaskyk nie, maar dat ons God se gees sal lewend maak in ons en in ons wêreld, sodat ons kan sien wat Jesaja gesê het, daar wag vir ons groter dinge as wat die oog kan sien, die neus geruik het en die oor ooit gehoor het. In Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. 072 577 1196. Ek moet baie dankie sê vir die finansiële bydrae. Dit hou my op die lig en dit hou my in jou sitkamer en op jou telefoon en by die braambos, en dis God se genade. Die feit dat jy help, al is dit hoe klein, dis nooit te klein nie. Die Here bless ons. Baie dankie vir jou finansiële bydrae. Baie dankie vir die wat sê, Ben, ons bid vir jou. Ek en Francis het baie gebede nodig. Dit gaan goed met ons, stadig met die gesondheid, maar goed met die gesondheid, maar ons het gebede nodig. Veral, open the eyes of my heart, Lord. Jy het met so baie stikkend en seer te doen. Baie dankie dat jy deel is van Braambos. As jy wil deel wees van alles wat ek bedien, net 'n WhatsApp na hierdie nommer toe wat ek nou gegee het. Ek wil deel wees van Braambos. En jy word deel en jy kry alles so 2-3 keer 'n week. Sit hulle iets van my op die Braambos. Baie liefde en baie sterkte. Ben en Francis Loubser, ons gemeente in Springs, Eastvale Springs is Jesus is liggemeente. Jy is welkom om ons te besoek. Ons is nie kerkgebonde nie. Ons sê, open the eyes of my heart, Lord. Open my heart, Lord. Ek sê altyd, jy sê nie, how do you do nie, jy sê, how do you do, jy is welkom. Woensdaande bid ons. As jy gebed nodig het, gee nie om wie jy is nie, van watter kerk jy afkom, as jy gebed nodig het, woensdaande. Die Here seën u. Amen.